Ons skriflesing vanaand, Openbaring 3 van vers 7 af. Gisteraand het ons die brief aan die gemeente in Sardes gelees en Johannes het dit, dink ek, redelik duidelik gemaak dat die gemeente maar dood was. Maar Philadelphia is net maar die teenoorgestelde. Hier's nou vuur en aksie in hierdie gemeente. Dit is eintlik opmerklik hoe gemeentes wat so naby aan mekaar geleef was, so van mekaar kon verskil, né? En ek sê vanmiddag vir Annelies, eintlik is hierdie vir my 2 wonderlike hoofstukke, hierdie 7 gemeentes wat eintlik 'n simbool is van die hele kerk. Dis eintlik maar wat die kerk moet doen, dit wat hierdie 7 boodskappe sê. Volhard, vir die wat goed doen, maar verdruk word, moenie bekommerd wees nie, ek is by julle. Vir die wat aan die slaap is, word wakker, raak betrokke. Vanaand vir 'n gemeente wat betrokke was en hulle kant gebring het. So ons gaan lees van vers 7 af, maar ons gaan eers saam bid. Here, baie dankie vir u woord. Dankie vir 'n week van Pinkster. Deur u Gees wat in ons harte woon, het u werklik met ons as gemeente gepraat en met ons as individue. Ons het u stem gehoor, Here, en ons is opgewonde om ook na hierdie week weer terug te gaan en weer die briewe aan die 7 gemeentes te lees, weer daaroor na te dink en te besef hoe groot rol dit ook in ons gemeente speel en hoe belangrik hierdie woorde van u is vir ons tyd. Ek bid dat u vanaand ook met ons sal praat. Dat die ou tyding van u woord, van u evangelie en van die koninkryk van God ook vanaand tot elkeen van ons se harte sal spreek. Amen. Ek wil graag vanaand vir julle begin deur vir julle 3 soortgelyke stories te vertel van 3 verskillende gemeentes en al 3 is ware verhale. Nou die eerste storie wil ek maar so redelik anoniem probeer hou. Eintlik nie redelik anoniem nie, baie anoniem, want ek wil nie die persone wat daarbey betrokke was blootstel nie. Maar 'n klompie jare gelede wat ek 'n predikantekonferensie bywoon en daar is 'n klomp bekende sprekers wat optree, maar ek sien op die lys, daar's 'n ou wat gaan praat, 'n dominee iemand wat ek in my lewe nog nie van gehoor het nie. En toe dit nou sy beurt is om vorentoe te kom, toe besef ek hoekom het ek nog nooit van hierdie ou gehoor nie, want dis so ou verskimmelde ou dominee wat vorentoe kom. En hy begin nogal, ek dink dis die eerste keer wat die meeste van ons hom gesien het. Hy staan so op die podium en hy sê, daar's 'n paar goed wat ek nog altyd vir julle wou gesê het, nou's my kans. Hy vertel vir ons wat hy kom van 'n klein plattelandse gemeentetjie af, wat weens die ontvolking van die platteland eintlik op die punt was om dood te gaan. Maar die ou oom vertel vir ons hoe hulle as gemeente hande gevat het met die gemeente in die buurdorp, wat net so 'n ou klein sterwende dorpie is. En hoe hulle saamgewerk het, en hoe hulle kragte en hulle energie bymekaar gesit het, en hoe hulle voortgaan met die kerk. En ek sit en ek luister na die ou oom, absoluut verstom hoe die koninkryk van God uitgebrei word, onder leiding van, met respek gesê, 'n poeperige ou dominee, in 2 poeperige ou dorpies. Die tweede storie, kan ek maar 'n naam byvoeg. Dit gaan oor die NG Kerk Bloemfontein, beter bekend as Tweetoringkerk. Hulle het eintlik op 'n manier dieselfde pad gestap. Tweetoringkerk was daar maar 'n grand kerk gewees, vroeër jare gewees, né? Daar's van ons presidente wat daar aanbid het op 'n Sondag. 'n Hele paar van hulle is ook daar ingehuldig as presidente. Maar met verloop van tyd het die middestad van Bloemfontein anders begin lyk. Totdat die gemeente op 'n punt kom, dat hulle amper gesê het, maar weet jy, hier is nie meer mense oor nie. Ons sal maar moet toemaak.
En toe neem die kerkraad van Twee Toringkerk 'n baie brawe besluit. Hulle sê, ons praat verkeerd as ons sê hier's nie meer mense nie. Hier's baie mense. Hulle lyk net nie meer soos klassieke NG Kerk lidmate nie. En hulle praat ook nie meer Afrikaans nie. En net daar en dan besluit hulle, ons gaan nie toemaak nie. Al is hierdie meer een ou oorspronklike lidmaat van die gemeente oor nie. En die kerkraad beroep net daar en dan 'n dominee wie se hart by Middestad bediening lê, en hy kom en die hele gemeente begin transformeer. Ek is nogal lief om so nou en dan as ek 'n afsondag het, ek vat my sonnaarskoolklas ook een keer 'n jaar, Twee Toringkerk toe. Dis nog steeds hierdie pragtige gebou. Maar die mense wat in die banke sit, kom van die straat af. Boemelaars. Die meeste van hulle ryk regtig nie baie lekker nie. En ek kry elke keer vleis, en ek gaan wys dit elke keer vir die kinders. Op een van die banke is daar nog 'n bordjie wat sê, Mevrou President M.T. Steyn. Dis waar sy gesit het. En dan kry ek hoendervleis as ek opkyk en sê, hoe sit daar 'n straatvrou? En sy hoor die evangelie van Jesus Christus. 'n Gemeente wat eintlik moes doodgaan. Wat nou, 17 jaar laat, hulle die besluit geneem het. Nog elke Sondag kerk hou, nog elke dag sop kom bysit, elke week Bybelstudie vir die straatvrouens op die straat, vir hulle klompie goed gee om te beskerm in hulle werk, om het lewe vir hulle bietjie beter te probeer maak. Baie gereeld uitreike in die stad. Ons was 'n klompie jong mense in die gemeente wat ook een aand aan so 'n gebedswandel deelgeneem het, wat ek vir ons die punte gaan wys het in die gemeente. Die gemeente gaan aan. Die kerk van die Here gaan aan. Die derde storie is van 'n gemeente wat so 2000 jaar gelede in Klein-Asië bestaan het. Die gemeente in die stad Philadelphia. Nou Philadelphia was so 45 km suidoos van Sardes geleë. As jy vir my die volgende skyfie opsit, dan sal julle hom sien daarso. En vandag bestaan die stad steeds onder die naam Alessehir. Die stad was op die hoofposroete na die ooste toe geleë. So dis eintlik mens kan sê die N1 van destyds het deur Philadelphia geloop. En daarom het die stad 'n ander bynaam ook gehad. Hulle het hom genoem die poort na die ooste. Die bedoeling was dat Philadelphia vir die Grieke amper 'n tipe van 'n sendingstad moet wees, wat die Griekse kultuur en die Griekse waardes en hulle leefwyse in die res van Klein-Asië moes indra. Maar ai julle, die arme mense in die stad het baie drama en teenspoed gehad. Die stad was geleë in 'n gebied wat gereeld deur aardbewings getuister is. Ons vind ten minste 2 keer wat die stad omtrent vernietig is deur aardskuddings. En omdat daar na die aardbewings steeds naskokke was, het van die inwoners vir lang tye buite die stadsmure gewoon. Dit het 'n sterk gevoel van onsekerheid by die mense meegebring. Die vulkaniese asneerslag wat op die stad en die omliggende omgewing neergesif het, was natuurlik iets positief, né? Dit het gemaak dat die landbougrond baie vrugbaar was. Die mense van Philadelphia het geboer laat die stof so staan. Veral wingerde wat die wynboubedryf laat floreer het. Maar toe, een goeie oggend, besluit keiser Domitianus dat hy 'n wet gaan uitvaardig dat al die wingerde rondom Philadelphia uitgehaal moet word om koring te plant vir die weermag. Wat sommer 'n twak storie was. Hy wil eintlik die wynboubedryf in Italië bevorder. En wat 'n beter plan is daar as om een van die ander groot wynboubedrywe eenvoudig keel af te sny.
Dit was 'n harde ekonomiese hou vir die stad. En dit het die gevoel van onsekerheid net verder versterk. Verder weet ons dat daar 'n groot Joodse bevolking in die stad was, wat die Christene baie afgeknou en geïntimideer het. Julle sal onthou, Sondag aand het ons gelees dat die Christene in Smyrna met dieselfde probleem gesukkel het. In die boek Handelinge lees ons dat die Jode graag die Christene by die Romeinse owerhede gaan beskinder het, en dat die Romeine dan baie heftig teenoor die Christene gereageer het. En asof dit dan nou nie genoeg was nie, was daar ook, soos in al die ander stede, druk gewees om deel te neem aan die rituele van keiseraanbidding. Die beskermgod van Philadelphia was Dionysos, die god van wyn en partytjies. En as die Christene geweier het om in hierdie heidense feeste deel te neem, is hulle uitgestoot en verdruk en is daarteen hulle gediskrimineer. Maar tog sal ons sien wanneer ons nou die brief lees, dat die gemeente in Philadelphia die beste van al 7 was. Kom ons lees saam. Skryf ook aan die boodskapper van die gemeente in Philadelphia. Net so terloops, die naam Philadelphia beteken broederliefde. Dit sê die heilige, die ware, wat die sleutel van Dawid hou, wat oopmaak en niemand sal dit toesluit nie, wat toesluit en niemand sal dit oopmaak nie. Ek ken jou dade. Kyk, ek het voor jou 'n oop deur gegee wat niemand kan sluit nie. Al is jou krag min, het jy vasgehou aan my woord en het jy my naam nie verloon nie. Kyk, ek laat toe dat daar mense uit die sinagoge van Satan kom wat beweer dat hulle Jode is en dit nie is nie, maar lieg. Kyk, ek sal sorg dat hulle kom en voor jou voete neerbuig en erken dat ek jou liefhet. Omdat jy aan my opdrag gehoorsaam was om te volhard, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproewing wat oor die hele bewoonde wêreld gaan aanbreek, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Ek kom gou. Hou vas aan wat jy het, sodat niemand jou oorwinnaarskrans wegneem nie. Wie oorwin, sal ek 'n pilaar in die tempel van my God maak. En hy sal nooit weer daar uitgaan nie. Verder sal ek ook die naam van my God daarop grafeer, op die pilaar. En die naam van die stad van my God. Dit is die nuwe Jerusalem, wat van my God uit die hemel neerdal. En ook my nuwe naam. Laat die wat ore het, luister na wat die Gees aan die gemeente sê. Net soos in die geval van die gemeente in Smyrna, word daar in hierdie brief niks negatiefs oor die gemeente gesê nie. Dit wil lyk of die gemeente nie baie groot was nie, en asof hulle nie baie invloedryk was nie. Vers 8 sê, dat die Here geweet het, dat hulle krag maar min was. En tog, het hulle, eerstens, in moeilike omstandighede aan die Here se boodskap vasgehou. Hierdie uitdrukking in die oorspronklike taal beteken meer as om darm maar net te oorleef en nie hulle geloof te verloor nie. Dit verwys ook na hulle gereedheid om, waar daar geleenthede was, hulle getuienis oor Jesus Christus te lewer. Die tweede ding waaroor hulle geprys word, is dat hulle nooit die naam van Christus verloon het nie. Hulle was lojaal en getrou aan die naam van Jesus. Niks het hulle van stryk gebring nie. Hulle het geleef soos wat die Here vra, en hulle was nie skaam om te erken dat hulle Christene is nie. Alhoewel hulle omstandighede ver van ideaal was, het hulle nooit hulle visie as 'n gemeente met 'n gestuurde roeping, wat 'n verskil moet maak in die wêreld waar hulle geplaas is, verloor nie. Kyk, dis een ding om ernstig te wees oor 'n mens se gestuurde roeping en om te sê ons besef
ons moet die koninkryk van God sigbaar maak hier in ons omgewing, in maklike en positiewe tye. Maar dis 'n totaal ander storie, as dit vir ons voel of die tye teen ons gedraai het. En dit is wat hierdie merkwaardige gemeente in Philadelphia reggekry het. Hulle was nie tevrede om maar net geestelik te oorleef nie. Hulle was vasberade om, waar hulle die geleentheid kry, hulle getuienis oor Jesus te lewer en sy naam uit te dra. Ons sien dit baie duidelik in die verwysing na die oop deure in vers 7 en vers 8. Vers 7 sê dat Jesus die een is wat die sleutel van Dawid dra. Met ander woorde, hy is die Messias uit die nageslag van Dawid, wat absolute mag en gesag op die aarde het. Hy is die ingang tot die koninkryk van God. En hy is die een wat kan oopsluit en die een wat kan toesluit. Maar nou moet julle onthou, die Bybel sê dat Jesus eintlik gekom het om oop te sluit. Hy kan ook toesluit, en daar gaan tye kom wat hy dit sal doen, maar wat hy eintlik wil doen, is om oop te sluit. Johannes 3 vers 17 sê dat Jesus nie gekom het om die wêreld te veroordeel nie, maar sodat die wêreld deur hom gered kan word. Om oop te sluit is Jesus se passie. Dis waarvoor hy gekom het. En daarom, as ons soos hy wil wees en sy hart gelukkig wil maak, moet ons ook, soos die gemeente in Philadelphia, oop deure begin dink en oop deure begin sien en oop deure begin praat. In vers 8 word daar ook oor 'n oop deur geskryf. Die Here het voor die gemeente in Philadelphia 'n oop deur gegee wat niemand weer kan toesluit nie. En julle, ons moet hierdie ding baie mooi hoor. As die Here 'n deur oopgemaak het, kan niemand hom toesluit nie. Nie die keiser nie, nie die koning nie, amper sê ek nie die paus nie, maar hy is mos nou daarom ook nie in die toesluitbedryf nie. Geen maghebber op hierdie aarde kan dit doen. In moeilike tye, as die magte teen ons is, dan dink ons mos altyd, o nee jong, daai deur het vir my toegegaan. Terwyl dit dalk in werklikheid oop is. Want die Here het dit oopgemaak. En niemand kan dit sluit nie. In moeilike situasies is daar soms meer geleentheid tot getuienis as wat ons dalk besef. Ek sal net nou weer iets daaroor sê. Die groot nuus in die brief is dat die gemeente in Philadelphia die oop deur gesien het en besig was om dit te gebruik. Hulle het die geleenthede wat die Here vir hulle gegee het raak gesien en opgeneem. Hulle het die boodskap vasgehou en uitgedra wanneer hulle kans gekry het. Die poort na die ooste, wat mos nou hulle ander naam was, wat die Grieke se kultuur na Klein-Asië moes dra, het toe nou eintlik die poort of die deur geword waardeur Christus die evangelie van die koninkryk van God laat draai na die stede en die mense van Klein-Asië. En een van die kleiner, swakker gemeentes met beperkte vermoë en min krag sou die een wees wat daai uitdaging opneem. In vers 9 kry die verhaal nog 'n verdere episode by. As ons gehoorsaam is aan die Here, seën hy ons en gee hy vir ons nog meer geleenthede. Die Here beloof die gemeente dat hy die proses met die Jode ook gaan omdraai. In die Ou Testament het dit mos nou so gewerk, die heidene van buite moes na Jerusalem toe kom en erken dat Israel God se uitverkore volk was.
Dit was die ritme waarin dit moes gebeur. Maar hier word die proses egter nou omgekeer. Die Here sê, dis die Jode wat na die kerk van Christus gaan kom en erken dat hy sy kerk liefhet. Hierdie is een van die min plekke in die briewe waar daar uitdruklik gepraat word oor Christus se liefde vir die gemeente. En party eksegete reken, dis nie sommer om dowe neute, dat Christus se liefde vir 'n gemeente en 'n gemeente se visie, dat hulle gestuurdes is, eintlik in dieselfde asem genoem word nie. Dit lyk vir my, die gemeente in Philadelphia het iets verstaan van Christus se hart en sy passie en sy plan met die wêreld. En dit het die Here baie positief en opgewonde gemaak. Miskien moet ons onsself afvra hoe ons gemeente lyk, hoe ons lidmate lyk. Is ons een van die gemeentes waar egte geloof en toewyding eintlik 'n probleem geword het? Is ons een van die gemeentes waar mense soms wonder of ons lewens nie beter en gemakliker sou wees as ons maar ons geloof sou prysgee nie? Baie lidmate dink ek sweef iewers tussenin rond. Ons sien nou nie kans vir wegloop nie, maar ons is ook nie met ons hele hart in die storie nie. Ons sing en ons sê die regte woorde as ons in die kerk is, maar daar is min vreugde en passie. En die Here weet dat ons harte eintlik ver van hom af is. Ons dink en ons sê dat ons Christene is, maar die waarheid is dat ons min van die evangelie met sy oop deure verstaan. En die Here kyk dikwels na ons en hy skud waarskynlik net sy kop. Of is ons 'n gemeente soos die een in Philadelphia wat geglo het in die krag van die evangelie en wat daarom die heeltyd op die uitkyk was vir oop deure. Dat die Here vir die gemeente oop deure beloof het, beteken ongelukkig nie dat hierdie gestuurde roeping van hulle maklik sou wees of dat dit glad sou verloop nie. In vers 10 word gepraat oor 'n tyd van beproewing wat oor die hele wêreld sal kom en waardeur die bewoners van die aarde getoets gaan word. Dit lyk na 'n uitgemaakte saak dat die gemeente in Philadelphia ook die byt van hierdie beproewing sal voel. Nou ons sal later in die reeks, want ons gaan mos nou na volgende Sondag aan om die hele Openbaring deur te lees. Later in die reeks sal ons praat oor wat presies hierdie oordeel en beproewing is en waarom dit hoegenaamd oor ons pad kom. Vir nou is dit net belangrik om te verstaan dat tye van lyding en tye van swaar kry is 'n realiteit in die lewe. Vir die wêreld en vir al sy bewoners, maar ook vir die Christene en vir die kerk. Die lewe is nie maklik nie. Lyding, swaar kry en beproewing is 'n werklikheid in hierdie lewe. En, sal ek nog later aan weer sê, dis ook 'n belangrike deel van ons geloofspad. In vers 10 en 11 maak die Here egter 2 duidelike beloftes in hierdie verband. Ek wil amper sê dis sulke korttermyn beloftes. Dis vir hulle onmiddellike pad vorentoe. Die Here beloof nie, ek het dit nou weer aand ook gesê, die Here beloof nie dat hy ons van alle lyding en beproewing sal bewaar nie. Hy beloof wel dat hy ons in alle lyding en beproewing sal bewaar en sal vashou. En as die Here beloof om jou vas te hou, dan beteken dit mos dat hy altyd by jou sal wees. Hoe anders hou jy iemand vas as jy nie by hom is nie? Dis die eerste belofte, vers 10. En die tweede belofte in vers 11 is dat die beproewing wat kom nie eindeloos sal aanhou nie. Die Here sê dat hy gou gaan kom.
En daarom hoef ons nie bang te wees. Maar julle, hoe kan ons in tye van beproewing verstaan dat dit 'n geleentheid is om die Here te dien en te volg en te eer en te bely? Ons hou nie baie van die tipe goed nie. Ek dink veral ons as westerlinge wat al geleer het om lekker gemaklik te lewe, wil nie eintlik meer hoor van dinge soos kruise wat gedra moet word en opofferings wat gemaak moet word nie. Ons sou graag wou hê die laaste kruis wat gedra was op Golgotha. En daarna is dit net lekker en mooi en goed in die lewe. Maar weet julle, dit maak dan dat wanneer die tye van beproewing wel oor ons pad kom, ons sukkel met ons geloof. Dan verstaan ons nie wat gaan nou aan. Tye van beproewing en swaar kry is nie net sinlose leë tye waarvan ons maar net moet hoop dat dit tog so gou as moontlik sal verbygaan nie. Uit die geskiedenis, en ek is seker uit elkeen van ons se eie ervaring, weet ons dat tye van beproewing dikwels vrugbare tye was. Iemand het een keer gesê, dis asof genade op sy beste en vinnigste groei in die winter. En dis dalk die heel verrassendste kant van die evangelie. Dat die Here nie net die negatiewe werk van die bose kan keer en kan neutraliseer nie, maar dat hy dit so kan omdraai, dat 'n bose gedagte of 'n bose werk uiteindelik die goeie kan dien. Ek het Sondag aand verwys na Romeine 8 vers 28 waar Paulus sê dat alles uiteindelik ten goeie sal meewerk vir hulle wat God liefhet. En ons kry dieselfde gedagte in Genesis 50 wanneer Josef vir sy broers sê dat hulle slegte bedoeling om hom in die put te gooi en te verkoop, dat die Here dit omgekeer het en dit gebruik het om Israel in die lewe te hou. Ons sien dit ook aan die kruis gebeur. As Satan dink hy het uiteindelik gewen omdat God se eie mense nou die seun van God kruisig, dan weet ons dat op daai oomblik wanneer Jesus sterf, die ganse mensdom gered word. Ons moenie net negatief wees oor moeilike tye, asof dit dan nou die bevordering van die evangelie en die koms van die koninkryk vir 'n ruk gaan keer of gaan stol nie. Die waarheid is dat sulke tye deel is van die manier waarop die koninkryk kom. Die Here gebruik beproewings op verskillende maniere om sy koninkryk te laat kom. Lyding en teenspoed gaan op geen manier die koms van God se koninkryk keer nie. Ons hoor iets hiervan in vers 10, wat sê dat die gemeente in Philadelphia gehoorsaam was aan die Here se opdrag om te volhard. Nou daai woordjie volharding het 'n dieper betekenis as maar net om in die algemeen vas te byt en te hoop en bid als gaan nou oor. Die ou 1933 vertaling het vertaal, jy die woord van my lydsaamheid bewaar. Onthou julle nog die woord lydsaamheid? Ek kan nie kop knik nie want ek ken dit nie, ek is te jonk daarvoor. As iets van 'n lyding wat saam met hierdie vasbyt kom. Ek dink in 1983 het nogal gehelp met die betekenis om dit te vertaal. Jy het aan die boodskap van my volharding in lyding vasgehou. Die Philadelphiërs word geprys omdat hulle nie maar net in die algemeen vasgehou het aan die evangelie nie, maar omdat hulle spesifiek vasgehou het aan die boodskap dat Jesus bereid was om lyding op homself te neem en dit volhardend te dra ter wille van ons. Die gemeente het verstaan dat dit 'n wesenlike kerndeel van die evangelie was. Sonder Jesus se lyding en sterwe sou daar nie 'n evangelie wees nie. En hulle het ook verstaan dat daar nie 'n manier is waarop hulle self disippels van Jesus Christus kan noem
as hulle nie bereid is om hom op hierdie pad van lyding te volg nie. As daar vir hom 'n kruis was, moet ons nie verbaas wees as daar vir ons ook kruise is nie. Maar dominee, wag, jy praat net van kruise. Hier staan dan van oorwinning. Waar is dit? Oorwinning in Openbaring is nie wanneer jy die trofee ontvang omdat jy eers oor die wenstreep gehardloop het nie. Ons oorwin as ons tot die einde toe, ook in situasies van teenkanting en vervolging, volhard en aan Christus getrou bly. Dit sou kon wees dat iemand ligvoets oor die wenstreep dartel, maar hy het nie oorwin nie. En dan kan 'n volgende ou kom, foos geslaan deur die lewe. En hy kruip as dit ware die wenstreep oor. En vir hom word die oorwinnaarskrans gegee. Mense word nie na Jesus en na die evangelie toe aangetrek as hulle sien hoe ons die kerk en sy mense sukses hanteer nie. Ek wil vir jou sê, mense word na Jesus en na die evangelie toe aangetrek, juis deur die manier wat ons met lyding saamleef. Die mees dramatiese groei van die vroeë kerk het plaasgevind na erge siekte-epidemies van daai tyd. Gaan lees dit op in die geskiedenisboeke en in die sosiologieboeke. Terwyl almal van die siek mens af weggevlug het omdat hulle bang was dat hulle sou aansteek, het die Christene gebly en die siekes versorg, omdat hulle geglo het dis wat die Here van hulle vra. Baie van hulle het die siektes aangesteek en het inderdaad gesterf. Maar 10, 20 jaar na die epidemies is die stories vertel van hoe die Christene gebly het en die siekes bygestaan en versorg het. En honderde, duisende mense het die evangelie aanvaar en geglo. Nie omdat hulle gesien het hoe daar met sukses gewerk word nie, maar omdat hulle gesien het hoe die evangelie van Jesus Christus jou kan help om sinvol, dienend, konstruktief met lyding te leef. Ek wil afsluit met die Here se beloftes vir die gemeente aan die einde van die brief. Kyk, behalwe vir die beloftes wat hy daar in vers 9 tot 11 gemaak het, vir die onmiddellike pad vorentoe, dat die Here by hulle sal wees in tye van beproewing, en dat hy hulle sal vashou, maak hy hier in vers 12 ook beloftes wat so bietjie meer van 'n langtermyn belofte is. Dit gaan ook oor die langer pad vorentoe. Vir diegene wat tot aan die einde volhard en die oorwinning behaal, beloof die Here om hulle 'n stewige en 'n standvastige pilaar in sy tempel te maak. Nou vir die mense van Philadelphia wat gewoond was aan aardbewings en wat selfs vir lang tye buite die mure van die stad moes gebly het, moes hierdie standvastigheid van die tempel en die pilare 'n groot aanloklikheid gewees het. Nou verder beloof Jesus dat hy op elke pilaar, op elke gelowige 3 name sal grafeer. 1, die naam van God, om te bevestig dat ons vir ewig aan hom behoort. 2, die naam van die nuwe Jerusalem, dis die adres, dis die plek waar ons gaan woon. En dan 3, Christus se nuwe naam. Nou, hoe meer boeke ek lees, hoe meer sien ek, almal bespiegel oor wat is hierdie nuwe naam van Jesus. Dalk moet ons maar eerder net wag tot met die wederkoms, om regtig te hoor wat die nuwe naam van Jesus is. Vir die gemeente en vir die mense van Philadelphia teken Johannes in vers 7 'n prentjie van Jesus as die getroue, waaragtige God, op wie ons kan pyl trek. Oor die
onbetroubare en wispelturige heersers en die onsekere situasie van die stad met al die aardbewings, word Jesus geteken as 'n toonbeeld van krag en stabiliteit. Een wat ons in onseker, moeilike tye vashou en bewaar. Hy is die een wat die sleutel dra en wat die deure vir ons kan oopmaak. Hy is God van tweede kansse en van nuwe geleenthede. Hy is God wat aan almal, selfs aan die elendigstes onder ons, weer 'n kans wil gee. Nie net 'n kans op saligheid nie, maar nog beter, 'n kans om 'n medewerker in sy koninkryk te wees. Deur die werk van Christus en veral deur sy liefde, kon die pragtige naam van Philadelphia, wat broederliefde beteken, ook op 'n nuwe manier tot sy reg kom. Die deure wat Jesus oopmaak, is altyd deure van liefde. Dit begin by God en by Christus se liefde vir ons, maar in ons en deur ons moet die liefde van Christus oorgesit word in liefde vir al God se kinders. Amen. Here, soms sal ons na ons gemeente van Beinsvlei kyk, dan sê ons, ai, dit gaan ook maar partykeer elendig hier. Daar's min mense in die kerk en alles loop nie altyd reg soos wat dit moet nie. Ander kere kyk ons om net na ons eie lewens en sê, nee, kyk wie's ek, swak, klein, ek het nie invloed nie, ek kan nie iets doen nie. Here, vanaand kan ons moed skep. Vanaand kry ons energie en passie. As ons sien hoe ou klein verskrompelde gemeentetjie amper uitgeslaan in die wêreld van destyds eenvoudig vashou en voortgaan. Here, dit is so duidelik dat dit nie uit hulle eie krag kon wees nie. Net soos wat dit ook nie vandag uit ons krag is nie. Dis die krag van die evangelie. Dis die boodskap wat sê, Jesus Christus leef. En as jy onder sy koningsheerskappy staan, is daar vir jou hoop in 'n toekoms. Here, help vir ons as individue, maar ook as gemeente, om nooit skaam te word vir daai boodskap nie. Dit is so eenvoudig. Ons besef net weer, Here, ons hoef nie wonderlike dinge uit te dink om mense mee te oortuig of nader te lok nie. Die krag van die evangelie sal hulle lok. Maar Here, ek vra dat U ook vir ons sal bystaan wanneer ons deur moeilike tye gaan. En ons laat besef, ons moenie moed verloor oor die lyding en die seer van die lewe, wat ons almal ook maar dikwels tref nie. Dat dit dalk juist die grootste oop deur is, waardeur mense kan kyk en sien hoe ons lyding en ons swaar kry hanteer. Dat ook selfs daarin hoop is, en dat hulle daardeur U liefde leer ken. Here, aan U kom al die lof en die eer toe, al die dank, al die aanbidding van ons harte. Ons loof en ons prys U naam. Amen.